As jy nou terugdink spesifiek vir die nuwe boek aan jou skryfproses en hoe dit gewerk het, en die roete wat jy gevolg het met hierdie boek, hoe het dit gewerk? Volg jy altyd dieselfde stappe? Het jy 'n raamwerk, het jy 'n proses, of gebeur elke boek op 'n manier ook spontaan? Elke boek is anders. Elke boek se ontstaanspunt is anders. Elke boek se bymekaar kom van die storie is anders. En omdat elke boek ander onderwerpe hanteer, doen ek heeltemal ander navorsing. En die navorsing het 'n geweldige groot invloed in die storie ontwikkel. So hoewel elke boek uniek is, dink ek, is daar sekere universele dinge wat aan 'n storie gekoppel is, wat in enige genre maar daar is. Jy weet, in die eerste plek hoop jy om baie menslike karakters te skep, want as jy nie karakters skep wat menslik is nie, gaan die leser nie met hulle kan identifiseer nie, en wanneer jy dan daai karakters deur diep waters laat loop, en die leser gee nie om of hulle ander kant uitkom nie, dan het jy klaar verloor. So jou eerste groot verantwoordelikheid is om menslike karakters te skep, en dan om misdaadfiksie, spanningsfiksie het 'n baie spesifieke struktuur, wat anders is as enige ander genre. Daar's ooreenkomste, dis die ou tipiese Griekse dramatiese struktuur, maar misdaad en spanningsfiksie sien nou lyk so bietjie anders. So daar's die soort van dinge wat 'n mens rig, wat jy van bewus is, maar ook nie hyperbewus nie, en ek dink dis juist waar die feit dat ek al soveel jare in die genre lees, en soveel honderde, ek wil sê duisende boeke in die genre gelees het, is 'n mens bewus van die struktuur en die norme van die vereistes van die genre. Vir my was die skryfproses nog altyd redelik organies geweest, van ek wil weet min of meer wat die einde gaan wees, maar ek gaan nie daaraan vasklou nie. As ek 'n beter einde kry, dan is dit goed, en ek wil weet waar ek begin, en dan gaan ontdek ek die boek en die skryf hoofstuk vir hoofstuk. En dit was nog altyd 'n proses wat vir my gewerk het. Ek het oor die jare het ek geleer om die proses te vertrou. Dis nie 'n proses wat soemloos is nie, dis 'n proses wat probleemloos is nie. Ek sal dikwels vashak en besef dat ek dit wat ek nou wil doen, pas nie lekker in by die storie, so iets moet verander, of daar's 'n skryfprobleem wat ek moet oplos, maar en ek was vroeër in my loopbaan, het my dikwels diep bekommerd gemaak en 'n bietjie angstig gemaak, hoe gaan ek hierdie probleem oplos? Maar ek is nou in die fase waar ek weet ek kan die proses vertrou, ek moet my tyd vat, en dan sal 'n mens 'n oplossing kry. So dis vir my, ek het geen plan nie, ek het geen resep nie, maar ek het 'n werkswyse, en daai werkswyse is die ou, soos die Engelse sê, ABC, apply bottom to chair. Jy moet gaan sit en jy moet skryf. En party dae gaan jy dalk net 200 woorde skryf, en dit gaan 'n rowwe, moeilike dag wees, en ander dae gaan jy 'n paar duisend woorde skryf, maar jy moet elke dag gaan sit en jy moet worstel met hierdie storie en jou bes doen om na die einde toe te kry. Ek wil graag 'n bietjie met jou gesels oor die titel van die boek. Hoe het jy dit gekies en wat beteken dit vir jou? Jong, die waarheid is dat ek sukkel om titels uit te dink vir boeke. Ek hou nie daarvan nie, want ek het so half 'n filosofie wat sê titels maak nie regtig saak nie. As iemand voor 'n boekrak gaan staan en na die titel kyk, gaan die titel nie noodwendig vir hom oorrompel en sê ek moet hierdie boek lees nie. Maar miskien is ek verkeerd, maar dis vir my 'n frustrasie om 'n titel uit te dink. Die dilemma is dat ek sukkel om aan te gaan met 'n boek as ek nie 'n titel het nie. So dis so 'n bietjie van 'n konflik in myself. Met die vorige boek Leeu het moes ek ook heelwat dink oor 'n titel, uiteindelik by Leeu uitgekom, wat 'n sekere mitologiese agtergrond het en dan die sterreteken is. En toe het ek die slim plan, wat ek gedink het 'n slim plan is, uitgedink van ek kan miskien 'n 3-lyk van Benny en Won boeke skryf wat elkeen 'n sterreteken as titel het. Maar toe ek nou kom by hierdie boek begin, toe gaan kyk ek na die oorblywende sterretekens, nou dat Leeu uitgehaal is, en toe sien ek, daar's eintlik bitter min wat vir my baie cool klink. Maar Scorpio was die volgende ene wat ek gedink het, dit klink darm redelik spannings- en speurromannerig. So laat ek dit nou maar vat. En toe laat ek vir Etienne, my redakteur, weet, en ek dink dit moet die titel wees, en hy sê toe, nee, dis goed, so maar kan ons dit met 'n K spel in plaas van 'n C.
En Etienne het gewoonlik sy redes en ons werk ook al omtrent 30 jaar saam. Jy weet, dis soos enige goeie verhouding, as daar nie groot vertroue is nie, dan werk dit nie, en ek vertrou hom absoluut. Sê ek, nee, goed, ons kan dit so doen, maar nou moet ek daarom binne die boek, moet ek iets vind wat aanskakel by Scorpio met 'n K. Maar dis die soort van ding wat ek baie geniet, is daai soort van skryfuitdaging van hier is iets nuuts, hier is iets anders, hier is iets wat heeltemal van buite af kom wat ek moet probeer akkommodeer. En tweede, ek dink dit het 'n interessante invloed op die storie gehad, en op die ou end het dit 'n integrale deel van die storie geword, Scorpio met 'n K. So daar's geen diepere betekenis daarin nie. Ek het uiteraard toe ek die Scorpio besluit het ek oor die mitologie gaan lees, en veral oor die skorpioen. En die skorpioen is ook nogal 'n lekker simbool in terme van die polisie. Ons het ook ons skorpioene eenheid gehad in Suid-Afrika. Jy weet, en die idee van 'n giftige angel, van iets wat oor sy rug vir jou kan bykom, was nuttige elemente wat ek kon gebruik het, hoewel ek nie noodwendig skryf om tematies vreeslike ontwikkeling te doen nie. My hoop is maar net om te vermaak, maar op die ou end het Scorpio toe nie te sleg uitgewerk nie. Die probleem is nou, wat gaan ek die derde boek noem, want daar's nie veel wat oorbly nie. Ek hoop nou nie ek gee iets vir lesers weg wat ek nou nog nie die boek gelees het nie, maar jy nou praat van die angel van die skorpioen toe, laat dit my ook dink aan die missiele in die boek. Ja. Was dit 'n bewustelike skakel? Nee, maar dit was glad nie bewustelik nie, maar toe ek besef dat daar kan tog 'n verband wees, toe wel dat dan is dit nie so 'n slegte idee vir 'n titel nie. Nog iets wat jy in jou boek doen waar ek wil gesels is die artikel deur die Vrye Weekblad verslaggewer. Die artikel 30 jaar se moordsake, die oë wat alles gesien het, oor Griesel, wat regdeur verweef word. Vertel my so 'n bietjie meer daaroor en hoe jy dit gebruik het om die storie aan te vul. Ja. Weet jy, ek het die applikasie wat ek gebruik om in te skryf, is 'n naam is Scrivener. Dis 'n wonderlike applikasie wat spesifiek ontwikkel is om lang manuskripte te skryf, het sy wetenskaplik of dan boeke, fiksie te skryf. En die lekkerte van die applikasie is dat daar is 'n hele kolom waar jy in vouertjies jou notas, jou navorsing, en dan ook dinge wat jy van boek tot boek oordra. Soos byvoorbeeld, ek hou 'n leiertjie by oor alles wat ek weet van Benny. Jy weet, ek dink Benny, daar's nou al hoeveel Benny boeke, maar daar in elkene iets anders oor sy jeugjare, in sy eerste huwelik, en sy geskiedenis as polisieman gesê is. So ek kan dit elke keer verwys wanneer ek weer met 'n nuwe Benny boek begin, dan maak ek seker dat ek weet wat se kar ry Benny, hoe oud is Benny, wat se vuurwapen skiet hy mee, watter een skiet Von mee, ensovoorts. En toe ek nou met Scorpio begin, en ek gaan kyk weer na die leiertjie met al Benny se klein brokkies geskiedenis, toe besef ek, daar's baie dinge wat lesers wat al die boeke gelees het, sekerlik al vergeet het, of mense wat vir die eerste keer vir Benny en Von ontmoet, nog nooit van gehoor het nie. En miskien is dit tyd vir my eie herinnering, om net weer vir Benny as karakter ten volle te verstaan, maar ook vir die leser dalk lekker insig om 'n oorsig van Benny se lewe te hê. En dan is die uitdaging natuurlik, hoe sit jy dit in 'n boek en verveel die leser nie? Want jy nou hierdie langste geskiedenis gaan sit in 'n genre waar tempo baie belangrik is, dan gaan dit nie werk nie. En toe was my oplossing gewees, laat Benny instem, baie teesinnig instem tot 'n onderhoud met een van Alexa se vriendinne, en dan dus die volgende uitdaging is natuurlik, hoe bied 'n mens dit aan? En ek het gedink om dat dan in sulke brokkies aan te bied, by plekke in die boek waar Benny met iets spesifieks besig is, wat hy dalk gedagtes sal hê, wat sal aansluit by die stukkie, wat in uiteindelike onderhoud met hom staan. Was dit ook vir jou lekker om daai artikel te skryf? En dit is 'n bietjie anders as die fiksie wat jy skryf. Is dit ook, het dit nog raakpunte met jou dae as joernalis miskien? Ja, absoluut. Jy weet, maar ek wou dit ook in 'n sekere styl skryf. Daar's 'n sekere onderhoudstyl wat ek dink wat vroue beter doen as mans.
En ek wou dit in daai styl ook geskryf het. En dis my altyd lekker om iets te probeer skryf in 'n styl wat nie my eie is nie, want dit daag 'n mens soos 'n bietjie uit. Dit beteken jy moet harder probeer en dieper dink. So dit was my baie lekker om dit so te doen.